Van die Here, ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus met ons kort aan Bybelstudie op hierdie lieflike, fantastiese Woensdag aand. Kom ons staan gou vir 'n oomblik stil en mag die Gees van God ons alleen lei. Net soos wat die Gees van die Here ons waarsku met ons praat, wanneer Johannes aangeteken het in die boek Openbaring, wat hy vir ons sê 7 keer, wat hy vir ons sommer verduidelik tot en met Openbaring 3. Luister na die Gees van God wat dit aan die gemeente sê. En dis wat vir my belangrik is, as ek vir iets wil beantwoord vanaand, selfs uit vra uit die woord uit, op woensdaande, of selfs uit 1 minuut met Jesus, of selfs kind van God, wanneer ek in die aand Bybelstudie, enige woord wil gee, wil ek ingebid wees in die vuur van die Heilige Gees. Die woord van God is wat saak maak, nie my emosies, my denke, my wiskunde, my beplanning, my redenasies nie hoe ek voel nie, maar dit wat God alleen vir jou sê, en dis vir my belangrik, om die woord van God in waarheid uit te leef. Luister weer, die woord van God in waarheid maak ons vry. En dis die lig vir ons lewe. Mense vra my 2 vrae en ek wil al 2 nou vir jou beantwoord. Wat hulle baie van my vra, die een vraag is, waar Dani Botha 'n uitlating gemaak het, en gesê het, dat Jesus Christus kom nou, die 23ste, 4, of die 25ste September, wat Jesus gaan kom. Is dit die koms van Jesus? Vra baie vir my. Het Dani 'n punt hier beet? Dis een vraag. Die tweede vraag is, die 8ste van volgende maand, wil ons opbeweeg na die Uniegebou toe, want daar is wetgewing wat hulle wil verklaar, wat hulle wil proklameer, wat die regering wil uitreik, om te sê, jy moet geregistreer nou wees by die staat, om te kan bedien. Hulle wil die naam Jesus Christus uit die stelsel haal, hulle wil die kerk beheer, hulle wil die evangelie beheer. Wat sê ons daarvan? Kom ons praat gou oor al 2 hierdie goed in kort. In die heel eerste plek, ek kom terug na wat Dani gesê het, en nou gaan ek na die woord van God toe, en ek gaan nie aanpas by die woord van die Here, dit verdraai nie, want Openbaring 22 sê, ons mag niks uit hierdie woord uitlaat of byvoeg nie. Ek hou by die woord van God. En die woord van God sê Matteus 24 vers 36, Jesus Christus se eie woorde, maar van daardie dag en uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemel nie, ook nie die Seun nie, dit wil sê selfs Jesus nie, maar net die Vader alleen. So ek hou daarby, niemand weet wanneer dit gaan gebeur nie, want selfs in 1 Tessalonisense 5 vers 2 sê, hy sal kom so dief in die nag, sy kom sal onverwags wees. Dit beteken nie een van ons gaan weet wanneer hy kom nie. En dan weer eens Markus 13:33 sê vir ons baie duidelik, waak en bid, julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Ek staan op dit. Kind van God, ek staan op die woord van God. Jesus kan vandag kom, kan môre kom. Hy kan die 23ste kom. Hy kan oor 'n jaar kom. Hy kan oor 10 jaar kom. Hy kan selfs nog langer vertoef. Net God weet alleen. Baie mense het seer gekry deur mense wat voorheen presies hierdie selfde ding gedoen het, datums geprofeteer het en gesê het Jesus gaan kom. En hulle was baie oortuig daarvan. Geen wiskunde, geen berekening, niks gaan ons by hierdie uur en tyd uitbring nie. Daarom, jou saak moet ten alle tye reg wees. Jy moenie bang wees vir wanneer die Messias kom nie. Wees ten alle tye reg. Maar moenie luister na mense en wat mense sê om hierdie saak nie. Kyk wat sê die woord van God en staan vas op die woord van die Here. Klaar. Ons gaan nie redeneer daaroor nie. Ek hou by die woord van die Here, maar jou saak met God moet ten alle tye reg wees. Dis die belangrikste. Sodat jy mos niks om voor bang te wees nie. Kind van God, in die eerste plek is die belangrikste. Ek volg nie mense en wat mense sê nie. Ek volg die woord van God en ons gaan hoor by God self. Dan op die tweede vraag. Die 8ste van volgende maand, 8 Oktober, wil baie mense, Christene, ons almal, wil opbeweeg Uniegebou toe. Is dit reg of verkeerd? Kind van God, is tyd dat Christene opstaan. Dis tyd dat ons vir die waarheid moet opstaan. En dis tyd dat ons moet bid en in gebed eerste hierdie saak na God toe moet neem, voor ons nog Uniegebou toe gaan. Ons moet in eenheid kom, en ons moet bid, dat Vader hierdie gety draai. Luister weer eens, wanneer ons saam bid en begin vas, gaan die gety draai, gaan daar in hierdie wetgewing, in die regering, soveel verwarring kom, kan selfs van hulle tot bekering kom, maar hulle moet oppas, hulle kan self sterf, as hulle nie in die wil van God is nie, want niemand mag in die pad
van die evangelie staan, of die woord van God nie. Kyk maar na Herodes. Herodes het probeer homself God te maak, deur die evangelie te probeer beheer, en die wurms het hom opgevreet. Hy het in pyn gesterf. Pas op, dat dit nie ook weer gebeur nie. Dan kyk ons weer eens, kind van God, na die volgende. Selfs in die tyd van Biliam en Balak, waar Biliam probeer gaan het, om te profeteer teen Israel, het God 'n donkie gebruik om hom te keer. Wat sal God hierdie keer gebruik? Maar ek sê vir jou vandag, die woord van die Here sal nie gestop word nie. Die evangelie sal nie gestop word nie. Wanneer ons onder druk nog altyd was met die evangelie, en ons vervolg was, het die evangelie sterker geword en meer gegroei. Daarom sien ek uit na die toekoms. Ek sien uit hoe siele gaan omdraai. Selfs hulle, wat soos 'n Paulus, eers 'n Saulus was, en die kinders van die Here wou vervolg, het tot ware wedergeboorte gekom. Pas op, dat seker is van hulle wat dink, hulle sit op perde in hierdie regering, en in hierdie ordes in die wêreld, nie van 'n perde afval, in blindheid verval, en dan Jesus hoor en sien, en in die waarheid kom nie. So ons staan op die woord in die evangelie, en ons beklei, want ons het wapenrusting aan. As jy wapenrusting aan het, is jy gereed, met die bloed van Jesus oor jou, en die woord van God, om teen hulle te beklei, wat teen die evangelie wil opstaan, teen die bose magte, en as 'n verwarring kom, in die vyand se kamp. Luister mooi, ek sê dit vir jou vandag, Matteus 16:18 sê, op die rots sal ek my gemeente bou, dis wat Jesus sê, hy praat hier, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Klaar, einde van die saak. Openbaring 18 sê duidelik, hoe Babylon in 1 uur val, maar die kinders van die Here, die woord van God, bly in die ewige lig, vir altyd. Weereens, kind van God, die hemel en die aarde sal verbygaan, Matteus 24 vers 35, maar die woord sal nooit verbygaan nie. So moet hom nie eens probeer stop nie. Verkondig hom liewer en leef hom uit. Ons staan in die waarheid, ons maak reg vir die 8ste, maar voor dit gaan ons nou eers geestelike oorlogvoering doen. Joel 2 sê, roep 'n vasdag uit. Ek roep 'n vasdag uit, 22 September, maandag, kind van God. 22 September maandag, om 'n saak vir God reg te kry, reg te hou, en ons roep uit, Here God, dat daar verwarring in die vyand se kamp kom, dat ons kan opstaan in die waarheid, Here, in die diep waarheid in Jesus Christus, tot eer van die lewende ware God. En Here, ons roep 'n vasdag uit, dat daar verwarring in die vyand se kamp kom, dat hy niks van hierdie wetgewing kan uitvoer nie. Maar hulle is reeds oorwin in die naam van Jesus Christus, want Here, ons herinner U, die evangelie kan nie gekeer word nie. Alles het 'n begin en 'n einde. Selfs hierdie wetgewing sal sy einde gouer sien, as wat hy geproklameer word, in Jesus naam. Amen, amen en amen. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U. Ek dank U, Jesus Christus, dat ons elkeen gereed is vir die dag wanneer U kom. Ons lewe vir daai dag, ons sien uit. Dit kan oor 1000 jaar ook wees. Maak die saak nie, Here. Wanneer U ook al kom, is ons gereed. Maar Here, ons kom ook voor U. En ons roep vandag uit, verwarring in die vyand se kamp. As die regering dan die vyand is, Here, dat hulle van 'n perde afval, en tot ware bekering kom, voordat dit hulle getref gaan word, soos wat Herodes getref is. Dat hulle skrik en in 'n vrees kom, en besef, wie is die lewende ware God? Here, ons bid dit, en ons spreek vandag uit, Here, U wil, en net U wil alleen, oor ons land Suid-Afrika. Ons sal U dien, en ons sal U verkondig op strate, Here, en ons sal verkondig, en die naam nou nog groter, en nog meer uitroep, en nog meer siele gaan wen. Here, ons roep 'n vasdag uit vir maandag, tot U eer. Vader, wees met ons in Jesus naam. Amen, amen en amen.